Eendag, nie te lang gelede nie, was dit die diere se gunsteling pretdag. Kruip oor die werfdag. Hierdie dag behels dat 3 diere se name uit 'n hoed getrek word. En hierdie 3 mag deelneem aan die kruip oor die werfdag. Hierdie dag is om oor die werf gekruip te kry sonder dat Boer Stefans of tant Miems jou sien. En dan die wenner kry die groot goue mielie. Die hoed word nader getrek. Gans steek sy kop in die hoed om 'n naam uit te pik. Maar hy mag nie kyk nie. Die eerste naam is Bil. Wow, Bil is so verskriklik bly. Hy begin op en af hop. So bly dat hy op sy agterpote staan en sy bors slaan. Soos 'n gorilla. Hierdie Bil is verskriklik bly. Die tweede ene. Muis sak sy stert binne die hoed, krap rond met sy stert, voel, ruk 'n papiertjie uit. Tada! Dit is Wagter. Hy maak 2 backflips. Die derde naam is die kat steek sy poot binne en voel, vat 'n naal. Haal hom uit. Hennikie. 'n Hennikie, Wagter en die buffel gemeeding vir die kruip oor die werfdag. Wie is die wenner van die groot goue mielie? Hennikie sal van die mielie hou, Bil sal van die mielie hou, maar Wagter? Wel. Hierdie goue mielie kan Wagter gebruik om die diere beter te beheer, rond te jaag en hulle hokke te kry, uitlokke te kry, so selfs hy wil die mielie wen. Elkeen van hulle moet hulle self vermom, versteek in iets, onder iets, om iets. Wat gaan hulle maak? Die kompetisie begin die volgende oggend. Vroeg daardie môre staan hulle gereed. Elkeen reg voor die skuur se deur. Die deur gaan oop en die diere koekeloer uit. En wat sien hulle? Daar is 'n laken. 'n Groot wit laken voor die tuinhekkie, net buite die skuur se deur. Langs die laken lê daar soms so 'n emmer op die grond. Langs die emmer lê 'n skaapvelletjie. Hoekom is die skaap besig om aan die kompetisie deel te neem, dink hulle? Maar onder die skaapvelletjie steek 'n Wagter se stert uit. Ons weet dadelik wie is dit. En net daar kraai die hoender. Die begin van die kompetisie. Met hierdie dat die hoender so laat kraai, is Boer Stefans in die huis en hy vra vir tant Miems, Miemsie, hoekom kraai daai hoenders? Hoender nou, wat is fout met daai aan? En hy maak die deure oop. Julle, die deur oop maak. Is hy soos, Miemsie, kom kyk. Hier's 'n vreemde ding buite die tuinhekkie. Julle, tant Miems loer oor die deur. En sy het nie haar bril op nie, sy kan nie lekker sien nie. En sy soos, is dit bietjie mis, my manlief? Sy stap nader, maar omdat sy nie haar brille op het nie, hak haar voet vas aan die tuinslang in sy val. En toe sy gly, beland sy reg voor 'n laken en sy sê, hoekom is my laken hier by die tuinhekkie? Julle, en net toe sy die laken wil vat, toegelong, trippel hier die laken links, en sy soos, daar's regtig iets fout met my oë, ek kan nie lekker sien nie. Stefansie, kom help my. En sy vat aan die laken, toegelong, verder links, sy soos, my oë is vreemd, kyk, sy sit haar gesig reg voor die laken, en toe sy regs vat, gaan die laken links vat, gaan die laken regs, en sy dink, ek moet my bril gaan haal. Toe sy omdraai, stap sy in Boer Stefansie soos, Miemsie, wat is daar? Sy sê, wel daar ver. Toe sy omdraai en point, ponk, pouk sy reg op die laken, sy sê, ek loop weg, nou is die laken hier, daar's groot fout met my oë. En net op daai oomblik, sê Boer Stefans, kyk daar waai die mat, maar daar's neers 'n wind nie. Hoekom sal die skaapvelletjie ons mat wegwaai? Hy wil die mat gaan vang.
Maar julle, links, regs, daai mat, bly hierdie kant, daai kant, hy soos meer die mat hardloop weg. Mimsie, hier's groot fout hierso. En toe sy opkyk, raai wat? 2 tree toe val sy oor 'n emmer. Kaplaks, lê sy daar en sy kyk vir die emmer en sy dink, hierdie emmer was nie nou hier nie. Daar's 'n emmer, 'n laken en 'n skaapvel wat rond beweeg. Die skaapvel hardloop in so groot leë mieliesak vas. En toe bly die skaapvel. En Boer Stefan stel die skaapvel op en hy dink, hoekom het hierdie skaapvel rondgewaai? Hier's daar niks. Die volgende oomblik hoor hy daar hardloop die groot gooiingsak weg vir my dink. Wat gaan nie aan? En net toe besef hy en Tant Miems dat al die ander plaasdiere buite die tuinhekkie vir hulle staan en kyk. Wat 'n vreemde dag. Die donkie se ore is gespits, sy oë is waalwyd, sy mond hang oop. Al die hoenders en die hoenderhaan staan op die tuinhekkie. Die skape het almal op die muur gespring. Hulle loop op die muur rond. Tant Miems wonder, wat? En toe kom daai laken en hy tel haar op. Daar sit sy in die lug, dit lyk of sy op 'n laken sit en sy sê, Stefan, sê die laken vang my. Weerskante van haar, die 2 horings deur die laken gesteek. Sy hou daaraan vas. En die bulle soos, gats, ek dink ek het Tant Miems vasgeloop. Ek kan nie lekker sien nie. En hy vat sy kop op en af en sy soos, waaah! Op en af en Boer Stefan dink, genigtig. Die laken het my vrou, wat nou? Hy gryp die besem om daardie laken te baklei. Maar gatsie toe hy nader kom en die besem en wil slaan, draai die laken sy kop en amper tref hy vir Tant Miems, daar die besem is oor sy kop. Met dit val hy oor 'n gooiingsak en uit die gooiingsak sien hy 'n stert en hy gryp en dit is Wagter se stert. En die gooiingsak sleep vir Boer Stefan en die laken hardloop met Tant Miems, maar in sirkels. Hulle kan nie sien wat gaan aan nie. En tussendeur dit alles is 'n emmer besig om oor die werf te gly. Hy staan op sy kop in die oopkant onder toe. Wat is in die emmer, dink julle? Wie is dit? Wel, net toe stop daar 'n trokkie. Man is die melkman. Hy het kom melk haal, maar genigtig, hy sien vir Tant Miems op 'n laken rondry, hy sien vir Boer Stefan agter 'n gooiingsak aangesleep word, met mielieprentjies op, en hy dog, wat gaan nie aan, en hy skree, is julle ou mensies okay so? Julle met dit, hardloop daai emmer reg in die melkman se voete vas, en hy dink, hier's 'n emmer wat beweeg, wat gaan nie aan julle? En daai emmer hoor net tong 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 pikkie teen hom vas. En net met dit dink daardie bil, o ja, ek hoor die gepik-pik. Die hoender is seker voor. Volg die hoender. Want hy weet wie's binne die emmer. En die bil hardloop agter die geluid aan. En hierdie emmer sit aan die melkman se voet vas, want die handvat het op sy voet gekom en soos hy hardloop, kapang kapang kapang. Kom die bil, daar's die hoender, wen die hoender, en die bil met Tant Miems op jaag die melkman, want hy soek die emmer. Wagter is soos, die emmer gaan wen, nee, en die wagter hardloop agter die emmer aan. Nou is die jagter blind, wagter kan nie sien waar hy hardloop nie, die bil kan nie sien waar hy hardloop nie, Boer Stefan hou vas aan die stert, Tant Miems sit op die bil se kop op die laken, julle en die melkman hardloop. Want op sy spore, op sy voete is die emmer, en as hy inloer, en hy tel hom op, en hy ruk hom af, en hou hom in die lug, en hy kyk op die grond, en daar's niks. Die emmer was leeg, daar's niks op die grond nie. Net met dit, tref daai bil met Tant Miems, op sy kop, die melkman, julle, die melkman trek die lug. Raai waantoe? Waar die wenstreep. In die bome, en hak hy vas, daar hak sy belt in 'n tak, daar hang hy, boude in die lug. Hy skop rond met sy voete, en met sy arms kan hy niks doen nie. En raai wat? Tant Miems kom verby. Sy gryp vas in die melkman, daar hang hulle twee in die boom. En Boer Stefan dink, Miemsie, melkman, wat maak julle daar? Hy kom nader en net toe gryp hy Tant Miems aan haar enkel. En hy laat los Wagter se stert. En raai wat? Die laken vang vir Wagter. Tant Miems sien, ag, dis die bil wat die wasgoedlyn raak gehardloop het.
Maar daar gaan die laken. Iets anders is onder die laken. Dalk is dit 'n klein billetjie. Maar die laken tref die emmer en die emmer trek in die lug in. Wagter rol, gaan hy dit maak. En hulle sien toe die emmer draai, daar sy henietjie wat vaskop met haar pote weerskant in die emmer. En haar vlekkies maar hierdie emmer hop. Doei. Een keer, doem, 2 keer. Boem, wagter tref daai emmer weer reg op die onderkant. Pff, trek 'n hoender uit. Vlekkies aan haar sye af. Voetjies gepunt. Bekkie wys reguit vorentoe. Trek sy soos 'n vuurpyl. Deur die lug. En net voor sy oor die wenstreep kan, kom daar 'n gooiingsak. Van links en regs verby en sy dink, oeps, die gooiingsak is vir 'n kant toe, maar wat maak wagter? Hardloop reg in die kraan vas waar die tuinslang vasgekoppel is. En die kraan gaan oop. En die tuinslang begin rondwikkel. En die tuinslang wys reguit vir Boer Stefans. Julle die volgende oomblik is daai tuinslang op volle vaart besig om vir Boer Stefans tant Miems en die tuinman nat te spuit. Die hoender is oor die wenstreep. Maar niemand het gesien nie, want almal sien net hoe hierdie tuinslang rondklap, links regs, Boer Stefans gryp daai tuinslang vas. En hy spuit die hele werf nat. Die hen skree, "Jep, kolle, Wagter, julle wagter sit in die sak vas, hy kom nie uit nie. Hy tref vir Boer Stefans. Die tuinslang draai om tant Miems se been. Hulle, die tak breek, die tuinman val uit, die posman val uit die grond, val uit die boom uit, op die grond, in 'n modderplas in. En is daar waar die varkies besluit. Whoopie! Skree die varkies, hulle wil op die melkman spring en hy besluit net, julle op hierdie dag. Want kyk, hy spring daarop en hy hardloop reguit vir sy trokkie. Hy spring op sy trokkie se dak en sê, "Julle diere is mal goed vandag. Wat gaan nie aan?" En terwyl Boer Stefans en tant Miems dink, "Wat gaan nie aan?" Kom die skapie met 'n groot goue miel in die bek aangeloop. Gee dit vir die hoender. Die hoender is verskriklik bly. Steek aan die hen, steek haar vlerke in die lug. Wagter hardloop nog steeds agter sy stert aan. Die bul sê, En Boer Stefans en tant Miems dink, regtig. Vandag is die dag wat hierdie diere, hulle die vreemdste gedra op hierdie plaas. Kom ons los hulle netie en ons stap net in die huis in. Want hierdie diere gaan laat ons dan dink dat ons mal is.